Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. 'n Besondere erediens waar ons saam met Prof Wix en Tannie Monica sy 60ste amptjubileum kan vier. En welkom ook aan al die gaste wat hier is. Oom Wix se vriende en familie. Ons is bly dat ons almal saam kan deel in hierdie dag. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ek lees vanoggend vir ons saam in die woord van God, uit Psalm 16. Niks goed nie, behalwe by God. 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik verbaie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, wie 'n kind van God is, luister na sy woord. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Here, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Ons die kinders wat net bietjie minder as 'n hemelse wese is, kom vandag. En ons bring aan U al die lof, die dank en die aanbidding van ons harte. Here, dankie dat U ons vashou. Vashou in die vreugde, in die tye van vrede in ons lewe, maar ook in ons pyn, in ons onsekerheid, in ons droefheid. Here, en dankie dat ons kan weet dat ons saam met U 'n pad stap. Dat ons kan weet dat
in 'n deurmekaar wêreld waar dinge partykeer nie sin maak nie, dat U steeds die aarde in sy wentelbaan hou. O Here, dat U ons regop hou en ons laat aanhou. Nie in ons eie krag nie, maar deur U genade. Here, want 60 jaar in die bediening is genade. Here, om vandag hier te kan wees, om te kan beweeg, om vanoggend te kon opstaan, om die voels te kon oorsing. Dit is genade. Maar Here, ons besef dat wat ons is net genade, wat ons het is net geleen. Dankie Here dat ons nie net hoop het vir vandag nie, o Here, maar ook hoop het vir 'n toekoms in en deur Jesus Christus. Here, help ons deur die Gees dat ons se lewe tot U eer sal leef. Dat ons disippels sal wees. Dat ons mekaar se voete sal was. Dat ons sal omsien na mekaar. Na ons natuur. O Here, vir soveel mooi, unieke, wonderlike dinge wat U vir ons gegee het. Here, ons moet bely dat ons dikwels die grootheid en die liefde en die genade in ons lewe vergeet en wil U vra om ons te vergewe en ons terug in te lei dat ons se lewe tot U eer sal leef. Here, vandag is 'n diens van groot dankbaarheid vir U genade. Ons bring aan U al die lof, die dank en die aanbidding van ons harte. Amen. Die teks vir die prediking is Psalm 16 verse 5 en 6. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Broers en susters, elke nou en dan gebeur dit, dat 'n mens se lewe op 'n punt kom, waar jy dit sou beskryf as 'n mylpaal wat jy bereik het op jou lewenspad. En dis gewoonlik wanneer daar iets goed en iets groot in ons lewens gebeur. Dalk iets waaroor ons al vir hoe lank gedroom het, en dit word waar. En wanneer ons hierdie mylpale bereik en vir 'n oomblik gaan stil staan, dan besef ons, alhoewel dit 'n hoogtepunt in ons lewens is, dit eintlik baie meer is as net 'n hoogtepunt of 'n mylpaal wat ons bereik het. Ons besef dat dit eintlik niks anders is as 'n merker op ons lewenspad wat getuig van God se onmeetlike groot genade waarmee hy ons seën nie. 'n Mens besef dat dit vir jouself absoluut onmoontlik is om uit jou eie uit daardie mylpaal te bereik. Jy kon nie daar uitkom as dit nie vir God was wat vir jou die krag en die genade gegee het, maar wat jou ook gedra het om daar te kan wees nie. En wanneer 'n kind van God dit besef, broers en susters, dan dring dit jou daartoe
om jou geloof in God te bely en aan hom die erkenning en die dank te gee dat jy daar kon uitkom. Natuurlik nie op jou eie nie, maar alleen op grond van sy genade en sy teenwoordigheid in jou lewe. Die digter van Psalm 16 het by so 'n punt in sy lewe gekom waar hy besef dat hy iets van God afgekry het. En dan gaan hy vir 'n oomblik stil staan. En hy gee die lof en die eer daarvoor aan God. En hy doen dit by wyse van 'n belydenis wat hy uitspreek. Dis vir hom geweldig kosbaar. En hierdie gelowige van eeue gelede het geleef tussen mense wat afgode aanbid. Met daardie afgode wil hy niks te doen hê nie. Hy wil nie aan hulle offer nie. Hy wil nie eers hulle name noem nie. Want hy het die enigste God, die skepper van hemel en aarde, as sy God, wat vir hom sorg en by wie hy skuiling vind. Hy het volkome rus en vrede by God gevind. En daarom sê hy ook, dat hy hom volkome aan God oorgee. Hy vertrou op hom. Hy vra dat God hom sal beskerm. Hy weet dat dit soms met 'n mens goed gaan en soms gaan dit nie so goed nie, want ons lewe in 'n gebroke en stikkende wêreld. En daarom is dinge nie altyd maklik nie. Daar kom soms moeilike tye. Die lewe draai soms sy harde kant na jou toe. En dit voel of jy die wind reg van voor het. Maar sê die psalmdigter, omdat hy homself aan God oorgegee het, weet hy dat God hom steeds sal seën. Steeds by hom sal wees. Ook in hierdie tye wat dit met hom moeilik gaan. Bloot omdat hy nooit daaraan hoef te twyfel dat God deel van sy lewe is nie. En dit kan afgode, sê hy, wat deur mense gemaak word, nie doen nie. Afgode is gewild by mense, omdat hulle aan jou voorspoed beloof, vir elke probleem wat op jou pad kom, jy moet net sorg dat jy daardie afgode gelukkig hou, en aan hulle offers bring. God is anders. Hy is nie soos afgode nie. Die digter van Psalm 115 sê, wanneer hy afgode beskryf, 'n mond het hulle, maar praat kan hulle nie. Ore het hulle, maar hoor kan hulle nie. Oë het hulle, maar sien kan hulle nie. En dan sê hy, God is anders. God lewe. Daar bestaan 'n verhouding tussen God en sy kinders, wat daar nie tussen mens en afgod kan bestaan nie. En is eintlik vandag nog so, dat mense in hoeveel gevalle gryp na afgode. Hulle soek kitsoplossings, kitsantwoorde, vanaf die afgode wat hulle self maak. Hulle is nie bereid om 'n verhouding met God te deel, om hulle probleem met God te deel, en geduldig te wag op God se antwoord nie. Hulle gryp na enige iets wat vinnig kan help. Hoor die psalmdigter se treffende belydenis, wanneer hy besef dat die enigste God, die skepper van hemel en aarde, ook vir hom sorg. Hy bely, wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Hy verduidelik watter rykdom hy het, omdat hy 'n kind van God is
en in 'n verhouding met God staan, en dit vir hom ook belangrik is om van sy kant af te doen wat hy kan om hierdie verhouding tussen hom en God in stand te hou. Die Here sorg vir hom. Wat meer kan hy voorvra? Wat meer wil hy hê? Wat meer het hy nodig? Al kry hy nie altyd vinnige antwoorde of kits oplossings op sy vrae nie, al moet hy dalk ook soms worstel en in diepe afhanklikheid van God vir hom vra, hoekom? Weet hy dat die Here steeds by hom is en hom nooit alleen laat nie, hom nooit aan sy eie lot oorlaat nie. Hy besef dat hy nie meer kan vra as vir God se teenwoordigheid in sy lewe nie, want hy het niks anders nodig nie. Soos wat ons in Psalm 23 lees, sy beker loop oor. Broers en susters, omdat hierdie psalmdigter besef dat God vir hom besondere dinge gee, dinge wat werklik saak maak, sê hy dat God vir hom 'n pragtige deel afgemeet het. Hy bedoel daarmee dat God vir hom soveel gegee het wat hy nie kan verdien nie. En daarom wil hy die Here loof. Hy wil die Here loof omdat hy hom tot nuwe insigte gebring het. Daarmee bedoel hy dat God vir hom gewys het wat dit is wat werklik saak maak in die lewe. Hy wil die Here loof want selfs in die nag bly hy bewus van God se teenwoordigheid. Hy kan met 'n geruste hart gaan slaap, want hy weet God pas hom op. Hy's nooit onwelkom by God nie. Die tyd wat hy na God toe gaan is nooit ongeleë nie. En die nag waarvan hy praat, is nie net die nag waar hy slaap nie, maar ook wanneer sy lewe nag word, glo hy is God by hom. Hy wil die Here loof, want hy is die een wat hom regop hou, wanneer dit voel of hy wil struikel. Hy wil die Here loof, want hy is bly, en dit voel vir hom of hy altyd uitbundig van vreugde kan wees, en kan juig oor God. Die Here het hom geleer, hoe om reg te lewe, hoe om bly te wees, en hoe om die goeie dinge te raak te sien, wat uit God se hand uitkom. God gee vir hom baie meer, as net kos en 'n woonplek. Meer as net materiële dinge. God versorg hom ook met dit wat sy lewe ryk maak en vol maak, en daarom bely hy dan ook, die Here is my lewe. God gee vir hom vrede, help hom om te glo en te vertrou. God gee vir hom geborgenheid, dat hy veilig kan voel. Hy kry die voorreg om aan God te kan behoort en tot God te kan bid. En nou ervaar hy dat hy deel is van God se huisgesin en dat hy niks anders het, enige iets het, waarvoor hy bang hoef te wees nie. Gemeente, soos wat ons gehoor het, hoe hierdie psalmdigter beskryf wat God alles vir hom beteken en vir hom doen, kan ons ook iets van ons eie lewe, ons eie ervaring hierin raak sien. In elkeen van ons lewens kan ons ook getuig van die wonderlike deel wat God vir elkeen van ons afgemeet het. Ons kan besef dat God vir ons uit genade hierdie dinge gee.
En deel van hierdie wonderlike en mooi deel wat God vir ons afgemeet het, is dat hy ons deel maak van sy kerk. Dat hy ons elkeen roep om te gaan verkondig en die evangelie uit te leef na aanleiding van die gawes wat hy vir ons gegee het. Die vraag is of ons besef hoe groot hierdie genade is om in God se diens te kan staan. Die groot teoloog Karl Barth het gesê dat wanneer God jou roep om in sy diens te staan, hy as ware jou hele lewe kom die mekaar krap. Want skielik besef jy doen nie jou werk nie. Jy doen God se werk. Jy doen die werk nie soos wat jy wil nie, maar soos wat God wil en soos wat hy in sy woord jou beveel om dit te doen. Jy doen dit nie uit jou eie krag nie, maar met die krag en genade wat God vir jou gee. Geliefdes, vandag staan ons stil en kyk ons terug na God se onmeetlike groot genade. Ons vier saam met Prof Bix en Tannie Monica 60 jaar in die bediening. En dit is getuienis van God se genade. Van dit wat die digter van Psalm 16 noem, 'n mooi deel is vir hom afgemeet. Hierdie genade, oftewel hierdie mooi deel wat vir my afgemeet is, word duidelik sigbaar in verskillende dinge wat ek gebeur het. Verskillende dinge wat ek kan raak sien wanneer ek na 60 jaar as predikant kan terugkyk oor my lewe. Dit begin by 'n gelowige wat God se roepstem gehoor het. Toe God hom geroep het om in sy diens te staan en die evangelie van Jesus Christus met woord en daad te gaan verkondig. Op grond van God se genade antwoord 'n mens die Here, soos wat die profeet Jesaja dit gedoen het. Here, hier is ek. Stuur my. Maar dit gaan ook verder. 'n Mens is bereid om die groot vrymoedigheid op jou skouers te neem en Sondag na Sondag op die kansel te klim en met vrede en oortuiging in jou gemoed vir 'n gemeente te sê, so spreek die Here. Deur die werking van sy Gees in jou lewe, kon jy gedurende die week met 'n teks in die Bybel worstel, en jy kon God se stem daarin hoor. Jy kon hoor wat jy Sondag vir die gemeente moet sê. En die mooi beeld wat al baie kere gebruik is dat die prediker met sy oor by God se mond staan en met sy mond by die gemeente se oor. God gee vir jou die hart om te gaan troos waar daar hartseer is, om saam met lidmate hulle lief en leed te deel, alhoewel dit soms moeilik is om 'n afstand te hou, want jy word lief vir die lidmate wat God in jou sorg toe vertrou het. God vertrou die kinders van die gemeente aan jou toe, sodat jy 'n geweldige rol speel in die antwoord op Jesus se oproep. Laat die kindertjies na my toe kom. Om hierdie opdrag wat God gee te gaan uitvoer, broers en susters, is nie maklik nie. 'n Mens kry soms ook seer langs hierdie pad, omdat die wêreld dit nie altyd verstaan nie. Soms is daar onnodige kritiek, wat dit moeilik maak om positief te bly en voort te gaan met hierdie roeping.
Dan besef jy maar net weer eens, dat jy die genade van God ontvang het, om dit wel te kan doen. Om dus op hierdie roeping te antwoord, is net genade. Dit beteken, om op jou knieë te bly voor God, en in diepe afhanklikheid van hom, die krag en die genade af te bid, dat jy kan gaan doen wat hy jou beveel om te doen. 'n Dominee hou nie op om 'n dominee te wees, die dag wanneer hy emeriteer of aftree nie. Dit is 'n lewenslange roeping. En daarom kan 'n mens ook nie anders as om vanoggend na 60 jaar in die bediening te bely. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Want ek kan in die wingerd van die Here werk. Ek laat my deur sy Gees lei. Hy gee my die krag om te gaan doen wat hy van my verwag. En wanneer 'n mens besef hoe mooi hierdie deel is wat God vir jou afgemeet het, dan kan jy ook nie anders as om saam met die psalmdigter te bely, Here, U is my lewe. U is my alles. Wat ek het en wat ek is, het ek en is ek op grond van U barmhartigheid en genade. Ek kan doen waartoe U my geroep het, omdat U vir my die krag gee om dit te doen. Ek is nooit alleen nie. U is by my. U maak my lewe vol. U laat my sien hoe U troos waar daar hartseer is. U laat my sien hoe daar weer hoop in mense se harte begin leef, omdat U liefdevol in hulle harte werk. En U gebruik my daarvoor. Wat meer wil ek hê? Wat meer het ek nodig, as om verseker te weet en te kan bely, Here, U is my lewe. Geliefdes, elkeen van ons, soos ek reeds gesê het, is deur God geroep om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig in 'n gebroke en stikkende wêreld. Elkeen van ons, na gelang van die gawes wat hy ons gegee het. Kom ons vier vanoggend hierdie wonderlike geleentheid van Prof Wiek se 60 jaar in die bediening, deur die belydenis van hierdie psalmdigter ook ons eie te maak. Here, U is my lewe, want by U kan ek skuil. Dis net by U waar daar iets goeds is. U sorg vir my. U bring my tot die regte insigte en leer my hoe om te doen wat U van my vra. U is altyd by my en daarom voel ek veilig. Uit U hand kom net wat mooi is, want U, Here, het vir my 'n pragtige deel afgemeet. U het vir my mooi dinge gegee. U het vir my meer gegee as wat ek ooit kan verdien en waarvoor ek kan vra. Aan God alleen kom die lof en die eer toe. Amen. Here, U is vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is en U die hemel en die aarde geskep het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U is die God wat woon in ontoeganklike lig, die God voor wie die hemelwesens sing, heilig, heilig,
Heilig is die Here. Ons dank die Here dat ons wat nietige mense is, niks meer as die stof van die aarde nie, vol sonde en ongeregtigheid, deur die liefde en werk van u Seun en u Heilige Gees voor u aangesig kan tree. Aan u Here kom toe al die lof en die dank. En as ons vandag vir 'n oomblik stil staan en ons kyk vir 'n oomblik terug op ons lewenspad, dan kan ons nie anders as om aan u die lof en die dank en die aanbidding te bring nie. Dankie Here vir al die genade wat ons in u lewe ervaar het en steeds ervaar. Ons bid die Here dat u elke dag sal voortgaan om u versorgende hand oor ons uitgestrek te hou. Ons dank u vir die besondere geleentheid om in diens van u vir baie jare te kon staan, om op verskillende wyse u woord aan mense te kon bedien. Dit is onverdiende genade. Ons dank u vir al die mense wat u op ons lewenspad geplaas het, wat ons hierop begelei het. Ons bid die Here dat u guns en u genade oor ons almal vandag en elke dag van ons lewe sal groot maak. Amen. Die Here is voor julle om julle pad gelyk te maak. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder julle om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is bokant julle om julle te seën. Die Here is in julle om julle te lei met sy Heilige Gees. Die Here is vir julle, want Jesus pleit vir julle. Die drie-enige God is by julle, van nou af tot in ewigheid. Amen.